Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, leraar van NG Oudtshoorn Park. Dis vir my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom aan almal wat inskakel op radio, Heartbeat FM, sowel as NG Park se YouTube kanaal. Almal wat op die Facebook kyk of op YouTube. Net daar waar jy is, mag die Here vanoggend aan die woord kom. Dalk is jy besig om langs die kus af te ry in jou voertuig of sit jy langs jou radio. Mag die Here nou my gebruik as 'n stofmens. Ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker en ek groet jou in die naam van die opgestane Jesus. Ons praat vandag oor genade alleen. Ons het so hervormingssondag, hierdie sondag, en ons staan stil by wat beteken dit. En om weer te kan verstaan die sola gratia, gaan ons spesifiek na kyk vandag en stil staan by genade alleen. Dit is genade alleen. En ons sê dankie vir Jesus Christus, hy wat in ons plek staan. En hy is my verlosser en saligmaker. Met ander woorde, hy oorwin die sonde en die dood en hy maak vir my die ewige lewe 'n werklikheid. Daarom sê Paulus, is ek nou al reeds 'n burger van die ewige lewe. Mag die Here nou aan die woord kom. Ons gaan lekker 'n paar tekste na kyk uit die woord uit en saam werk en saam gesels. Maar mag jy ook daar waar jy sit en luister inneem en mag jy in die gees saam met my stem oor dit wat in die woord staan. Ons werk net met die woord vanoggend. 'n Paar tekste waarna ek kyk. Ek het na 'n paar kommentare gaan kyk en mag die Here nou ook aan die woord kom. Kom ons bid saam. En dan vra ons, Here, lei ons nou in hierdie boodskap, dat ons werklik by u stem uitkom en u wil, dat ons weer hierdie ou waarheid besef, dit is genade alleen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u kan loof en prys vanoggend. Ek prys u naam en ek roep u aan as die almagtige God en Hemelvader. As ons praat so van hervormingssondag en ons dink terug aan waarvoor staan ons, sola gratia, sola fidei, dit die geloof, die woord, sola scriptura, dan sola Christi, ons sê Christus alleen, en dan sê ons soli Deo gloria, aan u kom toe alle eer en heerlikheid, Here, die solas waarop ons so staan en waarop ons fokus en sê, maar Here, dis absoluut genade. Ons staan by sola gratia stil vandag en weet dat dit net genade alleen is. Genade dat u vir ons aan 'n kruishout gesterf het. U liefde vir ons het u kom wys. Here, ja, ons kom nou vanoggend in, net soos ons is, met ons bagasie, ons is mense met emosies, ja, ons is mense in die tentwoning, Here, met behoeftes en verwagtinge. Ek dink aan die mense in hospitale, die wat siek is, ek dink aan die wat eensaam is, die wat depressief is, ek dink aan die mense in die aftreeoorde, ek dink aan hulle wat dalk nou in 'n ontspanningssaal sit en luister en kyk. Here, mag u hulle tegemoet kom en mag u aan die woord kom vanoggend en net vir ons weer kom sê, my kind, ek is lief vir jou, ek ken jou op jou naam, ek het vir jou aan daai kruishout gesterf. Here, ons kom bely ons sonde en ons skuld voor u vanoggend en ons sê, ons is afhanklik, ons kan nie sonder u leef nie. Here, dan uit die woord uit, kom spreek u vanoggend en mag u aan die woord kom. Ons bid nou vir wysheid uit die woord en laat u in 2025 op hierdie dag met ons kom praat. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ons praat oor genade alleen vanoggend, is dit die tema genade alleen in die hoofvers, is Efesiërs 2 vers 8 en 9, ek gaan bietjie in Titus 2 werk ook vers 11 en 12 en ook in Hebreërs 4 vers 16, daar's 'n paar tekste waarna ons gaan kyk. Genade, sê die Here, ek kom na jou toe. Nie omdat jy goed genoeg is nie omdat jy prestasies behaal het nie omdat jy dit eers verdien nie, maar omdat ek in jou plek dit vir jou gratis en verniet kom doen, omdat ek jou lief het. En hierdie prys wat Jesus moes betaal was 'n duur prys. Sy liggaam is gebreek en sy bloed het gevloei tot 'n volkomme versoening van ons sonde. Genade alleen. Martin Luther het in die reformatie weer hierdie kreet laat hoor, sola gratia. Alleen
deur genade. Nie omdat ek en jy dit verdien nie, maar juis omdat ons die dood en die straf van God verdien het Jesus in ons plek kom staan. Hy wat dit nie verdien het nie, het gaan sterf vir ons. Hy wat sonder sonde was, gaan sterf vir my en jou, sodat ek en jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Daarom wil ek so by 3 punte vanoggend kom stil staan, as ons oor genade alleen praat. Die eerste punt is, genade openbaar vir ons Christus se genade en liefde aan 'n kruishout. En die eerste vers wat ek lees is Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Kom ons gaan met vrymoedigheid vanoggend. Vriende, ek dink is so belangrik, voordat jy by die genade kom, moet jy by 'n plek kom waar jy 'n sonde besef het en sê, maar ek wil my lewe verander, en gaan kyk na jou lewe. Waar is jy op hierdie stadium? Met wat is jy besig? Wat het prioriteite vir jou geraak? En wat is die dinge wat jou so besig hou, dat jy nie by God uitkom nie, dat jy nie in 'n lewende verhouding met God staan nie? Dalk is daar sonde wat jy gedoen het, dalk het jy 'n klomp onbeleide dinge, en gaan jy maar net aan, en glo jy maar alles sal weer oukei wees. Kom vanoggend en kom breek oop voor die Here. Kom bely jou sonde voor die Here. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, sê 1 Johannes 1, en hy sal ons sondes vergewe, maar ons moet ook kom bely. Kom met vrymoedigheid vanoggend, dat jy by die genade troon kan uitkom. Die oordeeltroon van God wag weliswaar, weet ons, die lewe in, ook by 'n dag van oordeel, 'n wederkoms, maar laat ek en jy vanoggend by hierdie plek kom en sê, maar ek gaan op daai dag met vrymoedigheid ook na God toe kan stap, omdat ek by die genade troon uitkom, omdat Jesus in my plek kom sterf het. En daarom moet ek en jy glo soos 'n kind. Vriende, en dit bring my by die volgende vraag: glo jy in die opgestane Jesus, dat hy jou verlosser en saligmaker is? Die woordjie vir Jesus word baie keer in die Nuwe Testament Kyrios, wat Here beteken, of Jesus, wat Jesus beteken, of Christus, die gesalfde. Hy's my verlosser en saligmaker. Ek hoor die woordjie Kyrios, en dan dink ek aan, wat is Kyrios? Kyrios beteken Here, of dit beteken ek behoort aan. Dit beteken hierdie Here is my eienaar. Ek is absoluut afhanklik, en ek is die eienaar se kind, die eienaar se seun. Met ander woorde, Jesus is my Kyrios, hy's my Here. Nou hoor ons in die Nuwe Testament sê Jesus, nie almal wat vir my sê Here, Here, Kyrios sal in die hemel ingaan nie. Met ander woorde, ken jy werklik die Kyrios? Is Jesus jou Kyrios, jou eienaar? So letterlik is ek en jy doulos, ons is slawe, dit beteken die Griekse woord doulos, slawe, en ons het 'n eienaar, en ons eienaar is Jesus Christus. So ek behoort aan hom. Ongelukkig in die antieke kultuurgeskiedenis het hulle ook die keiser Kyrios genoem. Jy kan baie aardse gode ook hê wat jou Kyrios kan wees. Die keiser was ook Kyrios genoem. Daarom sou Jesus sê, nie almal wat sê Here, Here nie, maar ken God jou? Ken jy die Here? Ja, maar ken die Here jou? En dis die vraag vanoggend, is die eienaarskap van jou lewe by God? Dit beteken, ek behoort in geheel en al aan God, met hart, siel en verstand, ek behoort aan die Here. Hy is my enigste troos in lewe en in sterwe, en ek kom sê, ek behoort, die alleen eienaarskap van my lewe behoort aan Kyrios, behoort aan die Here, en daarom verklaar ek Jesus as die Christus in my lewe. Hy's my verlosser, hy's die gesalfde, wat vir my ingetree het aan 'n kruishout,
Waar is jou geloof vanoggend? Kan jy by die troon van genade kom stil staan? Ek gaan kyk na die EP Groenewald reeks en die EP Groenewald kommentaar wat sê, Christus is die lewende sigbaarheid van God se genade. God se guns word vlees in Jesus Christus. God se guns op my en jou het vlees geword toe Jesus, volkome God, homself nie hoog geag het nie, sê Filippense 2. Hy het homself verneder deur die gestalte van doulos, van 'n slaaf aan te neem en onder ons te kom woon. En Jesus, wat met ander woorde uit goddelike heerlikheid uit ons mense vorm aanneem, verneder homself uit die transcendente werklikheid uit, waar hy mens word hier op aarde. Ons noem dit die inkarnasie, die menswording van God. En dan kom woon hy onder ons met een doel, om vir ons aan 'n kruishout te sterf. En dan doen hy dit ook. Dit was die wil van God. Die sigbaarheid van God se genade, want God het besef die mens sal homself nie kan red nie. En daarom, vriende, moet ek en jy vandag, daar is soveel populistiese teologie daar buite, en modernisme en postmodernisme, relativisme, humanisme, so kan ek aangaan, in 'n wêreld, liberalisme, mense wat 'n klomp goed sê, maar oor een ding moet ek en jy vas staan, Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Daar's geen ander pad om by God uit te kom as deur Jesus Christus nie. Dis my geliefde seun. En jy kan net daar kom deur Jesus. Jy kan net in die hemel kom as jy in Jesus glo. Daar's nie 'n ander manier nie. Jy kan nie Jesus misspring en probeer om in die drie eenheid net 'n verhouding met God te hê nie, want God sê die weg is deur my seun. Jy moet deur hom gaan. Ons moet Jesus aanvaar. Ons moet Jesus bely. Met ander woorde, ek moet bewus wees van my sonde, ek moet bely, ek moet Jesus aanvaar, en as ek Jesus se genade my eie maak, dan verander ek ook. Die Saulus wat die Paulus word, daar's iets wat gebeur, wanneer ek in verhouding met God staan, ons noem dit wedergeboorte. Om daarby uit te kom, hoor ek ook wat in Johannes 3 vers 36 staan. Johannes 3:36 sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Daar's ons weer by die troon van oordeel. Maar as ons Hebreërs 4 gelees het, wil ek by die genade troon uitkom. As ek in Jesus glo, is ek by die genade troon. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Vriende, glo jy soos 'n kind? Want in hierdie wêreld word ons so beïnvloed deur die wêreld se denkraamwerke en denkwyses, maar jy moet glo soos 'n kind. Glo jy wat ek vanoggend hier vir jou gee uit die woord uit? Dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord van God. Glo jy die Bybel? Is dit jou verwysingsbron as jy besluite maak, etiese kwessies, as jy keuses in jou lewe het, die fyn detail dinge van jou lewe? Is die Bybel jou bron? Want ons staan vas deur te sê, sola scriptura ook, slegs die woord van God, dis waarop ons bou. En ons weet hoe die Gees homself openbaar aan ons deur die woord, sola scriptura, en deur die Gees. Vriende, as ons vanoggend 'n oomblik om stil staan, is Jesus die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6 en 7, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, sê Jesus. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van nou af ken julle hom en sien julle hom. Die verlossingswerk wat Jesus aan die kruis doen, is absoluut genade, maar ons leer ken ook God se Vaderhart as ons na Jesus kyk, na sy prediking, na sy evangelie, dit wat hy verkondig, dit wat hy doen, hoe hy met die mense van die tyd gehandel en wandel het. En om dan te kan sê, hy is die weg, en hy is die waarheid, en hy is die lewe, hy is die enigste seun van God. Hy is die weg. Daar's nie 'n ander manier om in die hemel te kom nie.
Hy is die waarheid, vriende. Jou waarheid en my waarheid is relatief. Ons gaan dalk verskil oor wat is vir jou waar, wat is vir my waar. Maar as jy die Bybel glo, dan sien ons die absolute waarheid, want Jesus is die waarheid. Hy is die waarheid, nie tradisies nie. Nie jou denkraamwerke en hoe jy dink kerk behoort te wees en wat jy verwag van die kerk of die dominee of die ouderling of die pastoor of wat ook al nie. Dit is alles jou mensgemaakte denkraamwerke. Wat sê die Bybel? Wat sê die woord van God? Van hoe is kerk en behoort ons te wees? Onthou, kerk, ek en jy is kerk, ekklesia, daai term, daar waar ons geplant is, daar waar ons is, gaan ons kerk wees. Dis nie die gebou nie. Veel keer kry ek dit in die lewe as ek by kerke kom, dat mense 'n gebou aanbid, of dat hulle dit in die gebou aanbid. Dis maar afgoderry. Vriende, aanbid jy die lewende God, nie populêre geloof nie. En ons moet onthou, die oomblik as die kerk die wêreld se goedkeuring wil hê oor sekere temas, dan is ons besig om nie meer op die woord van God te staan nie, solo scriptura nie. Dan soek ons die wêreld se goedkeuring op besluite wat ons neem. Vriende, staan jy vas in die opgestane Jesus? Dis die vraag vanoggend. Genade word openbaar deur Jesus Christus, my verlosser en saligmaker. Hoor ons eintlik wat is Jesus en wie is Jesus en wat is hierdie genade wat hy vir ons kom doen het. 1 Johannes 5 vers 12 sê, wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Met ander woorde, Jesus is die weg, hy is die waarheid, maar hy gee ook die ewige lewe, hy is die lewe. As jy aan Jesus vashou, as jy in Jesus glo, in sy voetspore volg, meer en meer soos Jesus, vriende, dis waarmee ons moet besig wees, dan weet ons, die ewige lewe wag vir ons. Ons weet ons is burgers van die ewige lewe, en ons is nou al reeds burgers. Dit sê Filippense vir ons in hoofstuk 3 vers 20, ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Met ander woorde, ons is nou al reeds burgers van die hemel. Ons dink baie keer in ons koppe, ons word eers Christene wanneer ons sterf die dag. Dis nie waar nie, vriende. Ek en jy is nou al reeds deel van die ewige lewe, want ons is klaar in Christus. Hoor ons dit vanoggend? Daai genade wat ons ontvang het, die eerste punt is, dankie Jesus wat my verlosser en saligmaker is. Die tweede punt vanoggend is, genade word ontvang, dit word nie verdien nie. Sola gratia. As ons iets hoor daarvan, dan weet ons, genade word ontvang, dit word nie verdien nie. Sola gratia, en ek lees dit vir ons nou uit Efesiërs 2 vers 8 en 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Julle is inderdaad uit genade gered. Daar is vanoggend se kernvers van die prediking, genade alleen, ons tema. Hierdie redding kom nie uit onsself nie. Vriende, ons kon nie vir onsself gaan sterf nie. Nie my eie prestasies of hoeveel geld ek het of hoe wonderlik ek is, gaan maak of ek hemel toe gaan eendag nie. Dis absoluut genade. Ek en jy moet afhanklik kom kniel voor die Here en sê, dankie Jesus. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Trots. Daar's daai woordjie. Ons is so trots. Kom ons sterf die eie ek af. Kom ons sê, Here, ten diepste wil ek hierdie trots uit my binneste uitkom sny. Heilige Gees, kom beheers my. Sny die trots uit my lewe uit. Dat ek absoluut besef, dis net genade alleen. Dis 'n geskenk van God. Sola gratia.
Dis alleen God se werk. E.P. Groenewald verduidelik dat dit God se inisiatief is. Hy kom sê die menseredding is volkome God se daad. Dis 'n daad wat van God afkom, dis sy inisiatief. Ek gaan kyk bietjie wat sê John Stott en hy skryf in die boek Basic Christianity die volgende. Hy sê die mens kan niks tot sy eie redding bydra nie. Hy kan slegs sy hande oopmaak om dit te ontvang. Ek en jy kan net sê, dankie Here. Dankie Jesus. Ek maak dit my eie en ek kom sê net dankie. Ek kan net my hande oopmaak. Vriende, ek en jy het nie gekry wat ons verdien nie, ons het die dood verdien. Nou kom Jesus wat dit nie verdien het nie en hy staan in ons plek. En jy kry dit wat Jesus vir jou bewerkstellig het, die lewe, die oorwinning oor sonde, oorwinning oor die dood en 'n ewige lewe wat wag. En dit bring my by die derde punt vanoggend. Genade kom verander ons lewens. Daar lees ek vir ons saam uit Titus 2 uit vers 11 en 12. Daar staan: die genade van God wat verlossing bring het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug en die teenswoordige wêreld te lewe. Ek lees dit vir ons weer. Die genade van God wat verlossing bring. As jy die genade verstaan, as jy verstaan dat jy genade ontvang het en jy het jou hart vir die Here gegee, dan weet ons, ja, hierdie genade wat ons ontvang het, kom voed ons op om 'n goddelike leefwyse te leef, die wêreldse begeerlikhede te laat vaar. En dan moet jy so gaan optree met selfbeheersing, met opregtheid en die vrug van die Gees moet in jou wees. Gods vrug moet in jou lewe teenwoordig wees. Hoor jy dit vanoggend? Daai veranderende krag van genade. Genade lei tot 'n nuwe lewe. E.P. Groenewald skryf en sê, die mens wat genade ontvang het, leef nou as 'n nuwe skepping in Christus. Stefan Joubert sê die volgende, hy sê, God se genade is sterk aan die werk in jou lewe, selfs wanneer jy dit nie sien nie. Selfs wanneer jy dit nie sien nie. Die genade van God wat in jou lewe aan die werk is, juis omdat jy 'n goddelike leefwyse en 'n wêreldse begeerlikheid laat vaar en 'n goddelike leefwyse begin leef met selfbeheersing, opregtheid, godsvrug. Kom ons hoor iets hiervan, dat ek en jy verander word wanneer ons die genade van die Here ons eie gemaak het. Ek vergewe ander mense. Ek gaan dien soos Jesus dien. Ek leef met sagte oë en met oop hande. Genade verander my, want ek staan nou in 'n verhouding met God. Dit verander my hart teenoor mense en dan wil ek ook die regte goed doen. Ek wil dinge doen wat God behaag, nie meer met die sonde besig wees nie. Ek breek met dit en ek stap nou hierdie pad saam met God. Ek sluit vir ons af vanoggend en ek wil afsluit met 'n storie wat ek vertel en daar's eintlik 'n video oor dit gemaak om te illustreer wat het God gedoen deur sy seun te laat sterf aan 'n kruis. Dit gaan my verstand te bowe, vriende. Dis genade onbeskryflik groot, daai liedjie wat ons sing, Amazing Grace, om te verstaan dat die Here sy enigste seun gee, dat God sy seun Jesus gee om vir ons aan 'n kruis te sterf. Nou word hierdie video, daar's so 'n video en ek gaan dit nou vir julle vertel wat hulle uitbeeld in hierdie video. Dit word vertel dat daar 'n man was wat 'n brugmeester was by 'n spoorweg. En sy taak was om 'n swaar ysterbrug wat oor 'n rivier geloop het vir bote,
om die boot te vaar partykeer daar deur en dan moet hy nou die brug optrek want daar's eintlik 'n trein wat bo oor hierdie water dan ry in 'n brug. En dan met tye moet hy sien wanneer 'n boot aankom sodat hy die brug kan laat opgaan, dat die bote kan deurgaan en dan moet hy dit weer laat sak as daar 'n trein aankom. En eendag terwyl hy so besig was met sy werk, het 'n boot verbygegaan en die spore was opgelig gewees. En toe hy omdraai en kyk, toe sien hy maar daar's 'n trein wat aan die kom is en hy moet nou dadelik weer hierdie ratte laat sak, dat hierdie brug kan sak vir die trein om oor hierdie water te gaan. Anders gaan die trein vol mense in die water ingaan en daar gaan 'n klomp mense doodgaan en verdrink 10 teen 1 wanneer hierdie trein diep onder die water ingaan. Maar toe hy weer so gekyk het, toe sien hy sy seentjie wat die dag saam met hom by die werk was, het gespeel op hierdie spore en toe het hy in die ratkas geval van hierdie brug wat hierdie brug beheer, hierdie ratkas wat gedruk moet word, sodat hierdie brug kan opgaan of weer kan afgaan. En dan het hierdie man in hierdie video 'n geweldige besluit om te neem. As hy die ding gaan druk, gaan hierdie ratkas sy kind doodmaak wat vassit in daai ratte waarin hy geval het, of hy moet dit los en hardloop en sy kind gaan uithaal. En as hy dit doen, gaan die trein aankom en hy gaan van die spoor af hardloop in die water en 'n klomp mense gaan sterf. En dan maak daai pa 'n besluit in daai video om die trein se mense te red, die mense wat aankom. En dan sterf sy eie seun in daai toneel. En dan is dit vir my so hartseer as ek na daai video kyk om te besef, dis presies wat God vir ons gedoen het. Niemand aan boord van daai trein het eers besef, daar het nou net 'n kind gesterf, sodat hulle kon geleef het nie. Hulle sit en elkeen is met sy normale take in daai trein besig, party haastig, party op pad werk toe, ander sit in vloek en ander sit en dinge doen en die mense gaan maar net normaal aan. Intussen moes daai man se seun sterf sodat daai trein kon aangaan. En dan beeld hierdie video dit juis uit, dat Jesus aan 'n kruishout moes sterf, sodat ons kan leef. En dat God sy seun laat sterf het, sodat ek en jy kan leef. En nou sit ons ook op die trein van die lewe, treinreisigers. En dan is daar soveel mense daar buite wat onverskillig leef, onbewus is daarvan, dat God sy seun laat sterf het en 'n duur prys laat betaal het vir my en vir jou. En dan is daar soveel treinreisigers wat bewus is daarvan en nog steeds onverskillig leef. Vriende, God kom sê, ek het die brug vir jou laat sak. Die prys is klaar betaal. My kind het vir jou gesterf. Maak seker jy is op hierdie treinreis na die ewige lewe. Maak seker jy doen dit wat God wil hê jy moet doen. Jy leef soos wat hy wil hê jy moet leef. Vriende, daarom vanoggend, ons praat oor genade alleen. Die eerste punt was, dankie Jesus, my verlosser en saligmaker. Hy wat vir my kom sterf. As ek nie Jesus het nie, as ek nie Jesus aanvaar nie, kan ek nie na die ewige lewe toe gaan nie. Die tweede punt was, genade word ontvang, nie verdien nie. En dan in die derde plek, kom genade en hy verander my lewe vir altyd. Ek leef altyd met 'n dankbaarheid, want God het sy seun in my plek laat sterf. Ek bid vir jou vandag, dat jy absoluut in genade sal gaan leef. Dankbaar, maar dat jou lewe dit sal wys. In Jesus naam, amen. Here, dankie dat ons vanoggend weer herinner word daaraan, dat u seun 'n baie duur prys betaal het, dat u gesterf het, Jesus, en dat u vir ons die sonde en die dood oorwin het, en vir ons die ewige lewe moontlik maak. U is die weg, die waarheid en die lewe.
En daarom kom ek vanoggend, Here, en ek het 'n stuk dankbaarheid in my binneste, sola gracia, dis genade alleen, ek besef dit, Here. En ek besef dat dit U liefde en genade is wat maak dat ons as kykers en luisteraars vanoggend hierdie boodskap kan hoor. Maar laat ons nou gedring moet word deur U liefde en laat genade nou ons lewens moet verander. Here, help ons, lei ons, laat ons geesbeheerste mense sal wees. Dat ons immers vanoggend 'n goddelike leefwyse wil gaan leef. Dat ons die wêreldse begeerlikhede laat vaar, dat ons met selfbeheersing, opregtheid en met Gods vrug in ons lewens gaan leef. Ek bid dit nou vir ons almal toe vanoggend, en Here, wees ons genadig, vat ons aan die hand, en stap met ons hierdie dag en hierdie week in. Dit in Jesus naam kom bid ek. Amen. Geliefdes, dankie dat julle vanoggend ingeskakel het. Goedheid en guns vir julle. Mag die Here jou naby wees, mag jy sy vrede beleef en mag jy elke dag weet dit is alles net genade, genade alleen.